Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Ons gesels hierdie week oor wat dink die Here van my? Wat dink God van my? Wanneer hy na my kyk en wanneer hy aan my dink en dat dit wat ek doen moet so wees om hom tevrede te stel. Ek dans nie na die pype van mense nie, maar ek leef my lewe so, ek stel my lewe so in dat ek God tevrede stel, sodat ek eendag sal hoor, welgedaan, goeie en getroue diensknegt. Nou vandag is ons daar in Romeine 12:2, baie bekende vers. Ek lees saam met jou, dit sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Hoor wat sê hy dan? Hy sê, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Hy sê, laat die Here julle help om op 'n nuwe manier te dink. Hy sê, dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen. Naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Wow. Hy sê, laat die Here julle gedragspatrone verander, ons manier van dink. Laat die Here hierdie week jou manier van dink verander van 'n plek van, ek wil hê mense moet van my hou, na 'n plek van, ek wil die Here tevrede stel. Vanaf 'n plek van, solank mense my net nie een kant toe gooi nie, na 'n plek, onthou, die Here het my aangeneem. So mag my en jou gedragspatrone shift van 'n plek af waar ek sê, yes, ek is dalk bietjie van 'n people pleaser, en dis 'n diep persoonlike ding dalk vir jou vandag, maar dalk is jy 'n bietjie van 'n people pleaser, dalk wil jy mense tevrede stel, jy wil net hê hulle moet van jou hou, of dalk is daar hierdie een persoon wat jy nou nog altyd voel, ag ek wens dat hierdie persoon wil my werklik sien vir wie ek is. Ek wil vir jou sê, hou op daarmee, gebruik jou energie om die Here te verhoog, om hom tevrede te stel. En ek wil vir jou sê, staan uit, dink anders as die wêreld, leef anders as die wêreld, doen anders as die wêreld, maar moenie bang wees om uit te staan nie. Daar's 'n vrou wat in ons gemeente is, 'n swart vrou, en ek druk haar so 'n maand gelede hier in die mall, gee ek haar 'n drukkie in 'n winkel, maar ons omhels mekaar, want sy bly in Pretoria, en ek het haar nou lanklaas gesien, en hier's 'n blanke gesin wat vassteek, en ons nou kyk asof ons nou twee maalmense is. En dan dink ek, dis nou vir my interessant dat iemand hierdie tyd van ons lewe nou nog steeds op 'n plek is waar dit nou vir hulle eienaardig is. Maar ek wil vir jou sê, dit kan my nou nie minder pla wat hulle van my dink nie. Ek worry nie daaroor nie. Maar ek is bly gewees om iemand te sien wat 'n suster in Christus is. Dit was vir my lekker gewees. Moenie bang wees om uit te staan nie. Moenie bang wees as mense sê hierdie is bietjie weird. Mense het dieselfde van Jesus gesê. Mense het gesê oor hierdie ou se bedieningsstyl is awkward, dis weird. Hierdie ou, hy sê goed wat ons ongemaklik laat voel. Moenie bang wees om uit te staan nie. Be different. Variety is the spice of life. Ek sê dit baie, maar ek glo dit is great om anders te wees as die mainstream. Moenie bang wees om dit te doen nie. Solank dit die Here verheerlik. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Mag jy altyd onthou dat die Here het 'n opinie oor jou. Hy sê hy het jou lief, hy sê hy het jou dier gekoop. Hy het alles gegee sodat hy jou kan ken. En hy ken jou diepste begeertes, geheime, denke. Maar laat hom toe om jou denkpatrone te verander, sodat dit wat ek en jy doen vir hom aanneemlik is en hom tevrede stel. Mag jy 'n geseënde naweek hê. Sien jou Sondag. Totsiens.